Soos Lindy gesê het, ons het die baie waardevolle inligting gekry en ons het op die 19de Maart hierdie jaar het ons 'n sessie gehad wat Lindy en Prof Willemse ook bygewoon het en vir ons mee gehelp het. En basies wat uit die sessie uitgekom het, is 5 strategiese punte of 5 strategiese doelwitte wat Vrystaat Landbou in die oor staar op hierdie stadium. Kommunikasie. Lindy het verwys na 'n paar punte wat gaan oor kommunikasie. Kommunikasie, ek gaan nou daarby uitkom. Ons het verwys na die opleiding wat nodig is. Ons kyk na die struktuur. Ons het 'n struktuur, hy's al lank in plek. Is dit die regte struktuur of moet daar veranderinge kom? Ons kyk na tradisie. Om Prof Willemse se woorde te gebruik, jy weet, goeie tradisie wat jou vorentoe vat is goed. Moenie daarvan ontslaa raak nie. Maar 'n tradisie wat net 'n klip in jou skoen gaan wees, besin baie goed daaroor en besluit of jy regtig wil voortgaan met daardie tradisie of nie. En dan hersien die begroting as gevolg van daardie 4 punte voor dit, gaan dit tog maar 'n impak maak op die begroting. So dit sal moet hersien word. Ek gaan net 'n bietjie vinnig en 'n bietjie detail in oor elkeen van daardie 5. Verbeter kommunikasie. En jy sien die naam daar van André van Rensburg. Elke een van hierdie 5 punte wat ons het of doelwitte wat ons het, was daar iemand toegeskryf om daardie doelwitte vir ons vorentoe te vat en te implementeer. Ontwikkel 'n nuwe kommunikasiestrategie. Boereverenigings moet gereeld besoek word deur streeksverteenwoordigers met die fokus om onkunde uit die pad uit te wat. Ons het nou net daarna gekyk, pad uit te weg uit te ruim. Standaardiseer kommunikasie, dis baie belangrik. As jy by 'n boerevereniging instap vandag en jy stap môre by 'n ander boerevereniging, moet jy tog voel dit is dieselfde organisasie wat jy hierso mee te doen het. So standaardisasie van die kommunikasie is baie belangrik. Alle mediaverklaringe moet lidgesentreerd wees. Wat bedoel ons daarby? Lede wil graag sien as ons kommunikeer met hulle dat hulle belange gesien word as belangrik. Werwing van nuwe lede is baie belangrik vir ons. Dit is iets wat ons nog nooit baie goed in was nie, maar dit gaan 'n aparte kommunikasiestrategie verg. Lede of nie lede moet aangeraai word en gevra word, kom sluit by ons aan en hier is die redes hoekom jy by ons moet aansluit. So kommunikasie, André van Rensburg gaan hierdie punte en die om hom gaan hierdie punte dryf. Dan opleiding, Dr. Jane Buys is die champion, soos ons hulle noem daar. 4 primêre aksies, ontwikkel handleidings in pligte vir boereverenigings, baie belangrik. En ontwikkel handleiding en pligtelys vir streeksverteenwoordigers, net so belangrik. Bepaal wat kan intern genoem word, al dan nie, en verskaf bogenoemde opleiding. Die handleiding en pligte vir boereverenigings is die begin van 'n standvastige, volhoubare struktuur. Ons moet opleiding daar gee en ons moet opleiding op 'n eenvormige basis regdeur gee. Selfs met die streeksverteenwoordigers. As ek na 'n streek toe gaan, na my streek toe gaan en ek sê en kommunikeer sekere goed en my buurstreek word ander goed vertel en ander goed gesê, dit is onmiddellike probleem. So daar moet eenvormigheid wees en slegs opleiding gaan dit vir ons kan doen. Hersien die struktuur, Friedel is daar, baie belangrik. Ons sit voor 'n potensiële probleem dat ons struktuur baie vlak is. Daar is nie genoegsaam diepte in die struktuur. En ons sal definitief daarna moet kyk. Dit is definitief iets wat na gekyk moet word. Ledesakekomitee, so 'n klompie jare terug is die ledesakekomitee saamgesmelt in die finansiële komitee en ons besef nou dat dit was moontlik nie die korrekte ding om te doen nie. As ons die ledesakekomitee nog daar gehad het, sou ons geweet het dat daar probleme is met ledegetalle. Maar dit was net iets wat net genoem was van tyd tot tyd en daar was nie doelgerig in diepte daarna gekyk nie. Bevestig die doelwitte en aksies van alle komitees, vul vakante streeksposte. Daar is 3 streeksposte, potensieel 4.
wat vakant is, dit moet gevul word. Ek dink die belangrikste punt op hierdie skyfie is suiwer die boereverenigingsstrukture en forceer Vrystaat Landbou lidmaatskap. Ek het net vanoggend 'n bietjie statistieke gekry. Daar is 164 boereverenigings. 141 is ek te ver weg gewees van die ding. 141 is aktiewe boereverenigings. Of potensieel aktiewe boereverenigings. 23 van die boereverenigings het geen voorsitters of bestuurstrukture nie. 23 van die 164. 15% van die boereverenigings se voorsitters is nie Vrystaat Landboulede nie. Dis geheel en al teen die konstitusionele beginsels. So suiwering van boereverenigingsstrukture is baie belangrik op grondvlak. Riglyne vir die aanstelling van grondvlak bestuurslede, net so belangrik. As daar 'n vakante pos is, as daar 'n vakante voorsitterspos is, stel iemand aan wat regtig die werk wil doen en kan doen. Want daardie persoon en sy kollegas moet eendag streeksverteenwoordigers word. So stel iemand aan wat 'n goeie streeksverteenwoordiger eendag kan wees. Streeksverteenwoordigers moet sterk wees en opgelei wees sodat hulle weer vorentoe ook ander bestuursposisies kan kry. So dit is die 5 primêre aksies daar vir die struktuur. Dan evalueer tradisie versus vernuwing, kritiese ondersoek na tradisionele Vrystaat landbouaktiwiteite. Ons kan nie net aangaan om goed te doen want dit was 120 jaar terug was dit gedoen en nou doen ons dit maar nog steeds nie. Ons moet daarna kyk. En Johan Oendal, die jong boer voorsitter, hy is getaak om hierdie ding bietjie verder te vat. En ons dink is van pas dat die jong boere hierna moet kyk. En die jong boere vir ons moet sê, meneere, ja, dit is goed of nee, ons bevraagteken dit. So hulle gaan krities kyk na die tradisionele aktiwiteite. Bevestig die relevante formaat van die jaarlikse kongresse. Is hierdie formaat nog reg? Moet ons so voortgaan of is daar ander dinge wat gedoen kan word? Vanaand byvoorbeeld is daar klaar 'n bietjie van 'n afwyking deurdat die jong boere vanaand erken gaan word by hierdie kongresse aandete. So dit is al klaar 'n bietjie van 'n verandering wat dalk ten goeie kan wees. Die optimale sinergie op kantoorvlak. Baie belangrik, definieer die gepaste termyne van grondvlak bestuursposisies. Nie net grondvlak bestuursposisies nie, streeksposisies, dagbestuursposisies, die relevante gepaste termyne. Ons moet erg daaroor dink. Jy weet die algemene streeksverteenwoordiger wat hier sit vandag, is al 8,5 jaar in die pos. Is dit goed? Is dit sleg? Ek weet nie, ek kan nie hier staan en sê nie, maar ons moet besin daaroor. Ons moet definitief besin daaroor. Dit veroorsaak dat daar nie diepte in die opvolgstrategie kan wees nie. Dan die finansies het ons gesê, as gevolg van hierdie 4 voorafgaande goed, gaan die finansiële impak tog daar wees. Maar daar's ander dinge ook. Ons dink aan om 'n loyaliteitskaart konsep oor te dink. Ledegelde moet met omsigtigheid verhoog word. Ons het gehoor, Lindy sê, mense loop of mense wil nie aansluit nie as gevolg van ledegelde. Loods het 'n biedorder stelsel en ondersoek die haalbaarheid dat boereverenigings ledegeld betaal. En ek is reg as ek sê, ek dink die Wes-Kaap het so 'n model. So die boerevereniging betaal die ledegelde en kry dit terug van die lede af. Goed, en dan hersiene begroting vir goedkeuring. Laastens die implementering. Geen strategie is enigstens iets werd as dit nie geïmplementeer word. Dan kan jy net sowel gelos het. So 'n strategie moet geïmplementeer word. En ek het nou die taakspan se name genoem daar soos ons deurgegaan het deur die skyfies. En hulle sal die implementering doen. Jy weet, ek gebruik altyd die terme van Grasby, groundwork research, analysis, strategy plan, implementation, evaluation. Daardie goed loop in 'n lynregte volgorde. En ons is nou maar eers by die strategy.
Ons begin hier en daar grou aan planne, maar dit help nie jy doen sit planne en aksies in plek as dit nie verbind is aan 'n strategie nie. So dit is waar ons op hierdie stadium staan. 10 jaar terug, 2015 was die laaste keer wat 'n strategiese sessie gehou was. En dit was 'n fenomenale dag geweest, of 2 dae om die waarheid te sê. 'n Baie mooi dik boek het daar uitgekom met fantastiese strategieë. En dit is waar dit doodgeloop het. Nie een ding is ooit geïmplementeer 10 jaar terug van daardie strategiese sessie nie. En ons wil nie weer in dieselfde lokval val nie. Goed, dit is waar ons is. As daar enige insette of vrae is, want ek moes nou baie vinnig hierdeur gaan, maar daar's 'n horde meer detail vir elke een van daardie punte wat julle op die skyfies gesien het. Enige vrae of insette, spesifiek insette sal ons baie waardeer. My kontak details is daar. Dankie meneer president.